En moet die fout maak om te dink omdat ons by die woord kom, nou gaan die Gees nie meer werk. Van die woord werk saam met die Gees, en die Gees werk saam met die woord, of ons lof en eer bring, en of ons by die woord is, die Here het nog nie klaar gewerk. Glo jy dit vanmôre? As jy oor op my is vanmôre, gaan jy teleurgesteld wees. As jy oor op die Here is vanmôre, gaan jy nie teleurgesteld wees. Kan ek sien, wie is in hierdie plek, en ons het dit nog al redelijk gesien, wie soek meer van God vanmôre? Ek weet in my eie lewe, ek wil meer van die Here. En my Here bediening nog, het ek gesê, Here, more of you. Baie keer het ek fout gemaak en sê, Here, ek soek meer van die gawes. Maar ek moet ook verstaan, die gawes en die vrug kan nie kom sonder meer van hom nie. Dit sê, daar moet 'n balans wees, of die begin en die einde is alles net by hom. So ek het almal hier, ek myself ingesluit en die kleine hande op te steek, as een of twee wat dalk seker, dit is al daar. Maar my hele wese wil ek graag meer van die Here hê. En ek wil vanmôre met julle praat dat God wil ook graag hê dat jy meer van hom het. Maar dat nog eintlik, ja, die volheid van hom nie. Ons moet dit vanmôre weet, God gee nie 'n stukkie van sy Heilige Gees wanneer jy jou hart vir die Here gee en sê, okay, hierso slonk vir jou 50% van my Heilige Gees. Jy het die volheid van die Heilige Gees van God. Jy sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Jesus uit die dood uit opgewek het ook julle sterflike liggame lewendig maak. Groter is hy wat in julle is as hy wat in die wêreld is. So die Heilige Gees, jy moet dit vanmôre verstaan. Die salwing en die roeping kan dalk meer word. So God kan my dalk 'n dubbele salwing gee vorentoe, of my roeping meer maak, en die gawes kan meer maak, die vrug kan meer word, maar van hom het ek sy volheid. Glo jy dit vanmôre? Want ek glo nie God gee net 'n stukkie van homself vir jou en sê, okay, hierso so lank, en as jy nou goed gedoen het, dan kan jy dalk nog 10% bybring. God het sy alles vir jou en vir my gegee, maar ons sukkel daarmee. En ek wil met die saam lees, ek gaan die hele skrif vanmôre lees, want ek wil ook maar dat die woord moet spreek vanmôre en nie my eie opinie. Van Lukas 9, vanaf vers 23 tot 25. En ons gaan by die eenvoud, ons gaan dit nie ingewikkeld maak, dit is eintlik baie maklik. Baie eenvoudig, die evangelie van Jesus Christus en sy woord is nie ingewikkeld. Dit is ons wat dit ingewikkeld maak, maar dit is eintlik so maklik, as ons soos kindertjies word, en het kinderlik ontvang, dan kom die Gees van die Here en hy maak het vir ons lewendig. Hy sê, en hy, Lukas 9 vers 23 tot 25, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit die mens tog, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen. So hier is die begin van alles, dat ek moet weet dat ek kan nie nog leef, en dan moet God leef. Die Here sê vir ons in hierdie heel eerste plek in die woord, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor. Dan word hy nie maar wat ek wil hê. En ek wil myself basies kruisig. Hierdie kruis is die kruisie van myself. Sê Here, nie ek nie, maar U. Nie wat ek wil hê nie, maar U wil hê. En wat vir my mooi is in hierdie skrif is dat baie kinders van die Here wil 'n bietjie van hulle self vir God gee. Maar hy sê, as jy iets van jouself wil red, dan gaan jy dit verloor. So as jy jou lewe gee, sal jy jou lewe vind. Nou dan klink dit amper asof die Here sê, of ek moet hom dien, of ek gaan skade ly. Maar dit is nie so nie. Want as ek myself vir hom gee, vind ek myself in hom. Jy jou lewe sal gee, sal jy jou lewe vind.
Hoe meer ek van myself prys gee, hoe meer van myself vind ek in hom. En die verskil is, die een kant is ek in beheer, en die ander kant word hy in beheer. En dit is net hy, en in hom, en deur hom, wat ek die volheid van sy krag in my kan begin leer ken, en kan begin verstaan. In ander woorde, hoe meer daarvan my is, hoe minder van hom het beheer van my lewe. Sy volheid is in my, maar sy volheid is nie in beheer. Sy volheid is in my, so ek het sy alles, maar hy het nie my alles. Hy het sy alles vir my gegee, maar ek het nog nie my alles vir hom gegee. En as daar dele is van my lewe, waarin ek nog in beheer is, dan is God nie in beheer. En aan daai gedeeltes van my lewe waar ek in beheer is, gaan ek 'n leemte van God se teenwoordigheid begin ervaar, want it's all about me. Dis my wil, en dit is soos ek het wil hê, I have not totally died in Christ. Ek het nie myself verloor nie, ek het nie myself gekruisig, en dit is 'n daglikse ding. Ek gee eenmaal my hart vir die Here, maar ek moet my hart elke dag, hy sê elke dag. So dis nie net eenmaal, nou het ek my hart vir die Here gegee, elke dag gaan hierdie vleesmens stryd, want hy wil hom nie onderwerp aan goed. En ek wil dit net gaan verduidelik, want ek het vir baie lank net gesê, daar is niks goeds in hierdie vlees. Tot God met my begin praat het, en hy sê vir my, van jou liggaam is dan 'n tempel van God se Heilige Gees. Hoe kan jy sleg praat van die tempel van God se Heilige Gees? Waarvan praat hy dan, as hy praat van die vlees? Die Engelse woord praat van my carnal mind. My vleeslike manier van dink wat slegte goed wil hê. So it's not my body. Desires comes from the carnal mind, and that's why I need to be renewed in the inner man and be led by the Holy Spirit. So nou ek het baie lank gesê, die vlees wat hy hiervan praat is hierdie vlees. Nee, hierdie liggaam is 'n tempel van God se Heilige Gees wat gekoop is deur die kosbare bloed, so my liggaam sowel as my gees behoort aan die Here. So moet baie versigtig wees wanneer ek teen die tempel van God praat. Want daar is 'n natuur, 'n vleeslike natuur wat stryd voer teen die geestelike natuur. So it's my carnal mind, die Engels beskryf baie mooi, the carnal mind. Die vleeslike denke, die vleeslike natuur wat daar is, maar my liggaam is 'n tempel van God se Heilige Gees. Ek gaan so vinnig goed deur hierdie skrifgies gaan. In Galasiërs 2 vers 20 skryf hy daarso, hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So 'n ander skrifgie wat sê, in hom is ons in beweeg ons en het ons hele wese. In hom we move and we are, en ek vind my alles in hom. Ja, ek wil vanmôre vir julle sê, baie kinders van die Here het hulle harte vir die Here gegee, maar daar's dele van hulle lewe waarin hulle nog beheer het. Nou, maar persoon, ek het niks meer sonde en ek het sonde afgeweeg. Dis nie altyd net opsetlike sondes nie. Partykeer hou ek en jy vas aan seer kry van die verlede, en daardie seer kry, dra ek saam met my, en God kan nie in daai seer kry van my lewe kom nie, because I still have control of that hurt. Daar is mense wat ek sukkel om te vergewe, en ek loop my onvergewensgesindheid in die Here. Ek dien die Here met alles, want there is one place in my life wat vir my 'n struikelblok word. As ek daai persoon sien, dan val ek. As ek daai persoon se naam hoor, dan is ek ongelukkig en ek sukkel om die vrug van die Gees. Seker nou nie na 'n dorp, daar in Californië of elders. Maar ons het dele van ons lewe that we did not submit unto Christ. Maar ek het my hart, my lewe vir die Here gegee. Maar ek loop met vrees van wat mense van my dink.
Kom ons wees nog 'n bietjie eerlik. Vir wie maak dit saak wat mense van jou dink? Ek sê eenvoudig. Ek gaan vir 3-4 dae in 'n donker plek in, as ek weet iemand het gesê hulle like my en ek weet nie hoekom like hulle. Seker net ek weet. En dan vir 3-4 dae verloor ek my joy. Vir 3-4 dae soek ek fout by myself. Vir 3-4 dae sukkel ek om te bid. En ek hou 'n pity party wanneer ek een uitgenooi is. Amen. En die probleem is nie die mens wat iets van my gesê het nie. There's a place in my life where I did not surrender because of hurt in my past. Daar van jou kinderlewe af, was jy geboelie of jy was sleg gesê, en daar was jy soos ek nog altyd bietjie oorgewig, en hulle het allerlei goed vir jou gesê, en dit maak seer, maar jy wil so graag hê, mense moet jou aanvaar, en ergens in jou lewe, you have been seeking, jy begin soek vir aanvaarding in jou lewe, en God sê, maar ek het jou klaar aanvaar, Here, maar ek soek ander aanvaarding, maar dit is aanvaarding, want met die oomblik as ek dit nie kry nie, vat dit en dit steel van my, en as ek vandag he said, there is many places in my life that I have not surrendered unto Christ. Dan denk ek mooi daaraan. Jy soek jouself. Met hoeveel goed sukkel jy? En is dit God se hand dat jy met dit moet sukkel? En ek sê dit altyd, my pa het so mooi gedoen. As iemand vandag dood is en hulle lê hierso, kan ek vir hulle sleg sê soveel as wat ek wil. Ek gaan nie vir die oorlog worry nie. Die lyf lê vanmôre hier, kan ek vir hom sê, maar jy is skep, en jy is lelik. Gaan hom nie plan nie, want hy is dood, hy voel niks. En die woord sê, sodat ek moet sterf, sodat hy kan lewe. Baie sê mense, ja, maar persoon, ek het my hart vir die Here gegee. Ek leef vir die Here, totdat iemand iets van jou sê. Totdat jy in 'n situasie kom, waar jy geloof getoets word. Totdat jy in 'n situasie kom, dan kom jy agter, daar is nog bietjie van my wat leef. Dink ek jy hoor dit nie as mense van my sleg, wat is nie lekker nie. Toe ek jong bekeerd was, en ek baie keer gevoel, Here, gee my net so 5 minute af, laat ek net, laat die duiseltjie net gou op sy sê kan gaan sê. Here, gee my net 5 minute, gou laat ek net, hierdie ou kan gaan uitsoek. Dan sê die Here, jy leef nog. Jy sê ek leef in jou lewe, maar dit lyk vir my jy leef nog. En in elke plek waar ek nog leef, gaan die vyand kry dat jy sukkel. En dit is waaroor dit gaan vanmôre. Dat ek wil meer van God hê in my lewe, but there's places that I don't allow God to take over. There's places in my life that I've been struggling from childhood, that I struggle to forgive myself. Ek sukkel om myself te vergewe. Ek kan nie vir myself in die spieël kyk en myself aanvaar soos wat God my aanvaar het nie. Ek hou nie van wat ek in die spieël sien nie. Ek hou nie van myself nie. Maar nou sê God, ek kan niemand anders te lief hê as ek nie myself lief het. Hy sê, wanneer jy met jou naaste lief is, is wat jy jou self lief het. Nou, dit is moeilik om jouself lief te hê, ja, ek weet. Dis een van hulle wat met dit stryk. Maar ek sien, dis omdat daar 'n deel van my lewe nog leef. Daar's 'n deel van my wat ek moet surrender aan God, sê, Here, come and take this hurt. Want die rede hoekom ek nie van myself hou nie, is nie oor hoe ek my sien nie, maar hoe oor ander my dalk gesien nie, en hoe ek ander van my gesê. See, many of us struggle with things now because of opinions of other people, because of hurt, because of situation, and we struggle to find our identity in Christ because of things that other people say and the devil said about you. That's never been the truth. En ons glo leuns. So ek praat vanmôre van 'n ander deel van surrender. Want baie van ons het die sonde afgelê, ons het nie meer dit nie. But there's so many places in our life that I still want to be in control. Waar ek nog net besê wil, en dit is seker een van die moeilikste dinge in ons geloof. En ons het dit Woensdag aand bespreek, as God vir my die pad moet wys na die droom wat hy my gegee het.
Sy vir my moes, en vir wie die God die Here al nie so 'n droom gegee vir jou lewe. Ja, Heer, dis waar ek wil wees in lewe. Dis, as God vir jou moet wys, hoe gaan jy daar uitkom, en jy sê, Heer, kom ons los het. Maar as ek meer van hom wil hê, moet ek sterf. En die enigste manier hoe ek kan weet dat ek nog leef, as ek vir die Here sê, Here, help my met nie meer, dink jy God gaan jou nie meer wegvat. Nee, hy gaan vir disipel of iemand stuur, maandagoggend na kerk, wat voor jou inry, uit sy deur uit. Die in Leidenburg stop hulle by die stopstrate gelukkig. My pa het altyd sê, jy gaan daai eksamen skryf, totdat jy geslaag het. Moenie dink as jy vir die Here sê, Here, help my met jou sê, God gaan jou wegvat van elke ding. Nee, jy moet leer om te sterf in daardie plek, sodat God kan oorvat in daardie plek. En solank as daar aspekte in jou lewe is, waar jy nog leef, gaan jy sukkel. Here, maar dit is moeilik dit is moeilik om te surrender, dis hoekom ek dit nie uit my eie krag uit moet doen nie, maar ek moet dit deur die Gees. Hy sê, as jy dit deur die Gees, die werke van die vlees doodmaak, dan sal jy lewe. So ek het die Gees van God nodig om my te leer om dood te gaan. Sodat ek op 'n plek kan kom, dis Here, ek leef nie meer. Jy moet nie dink hier in die kerk is almal al daar nie. Want pastoor nou net vanoggend vergeet om met haar te groet. Hy het almal gegroet, maar hy twee banke voor my gestop dan gaan moeilik. Dat suster so en so nou net vanoggend my nie groet nie. Dan gaan ek vir 3 weke by die huis sit. Is toch seker nie so. Die vinnigste wat ek en jy kan agterkom, of ek leef en of ek sterf, is wanneer ek aan myself begin tyd oor die agterkom. En ek wil nie vanmôre net oor dit praat nie, maar ek wil praat oor, hoe kan ek nader aan God kom? Hoe kan ek by 'n plek kom, waar God heeltemal kan oorwin? Romeine 12 vers 1 en 2. In die opskrif in daardie gedeelte staan toewyding aan God. Ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Mag ek nou net vers 1 en 2 lees. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, in Romeine 12 vers 1. By die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdienst. Redelike godsdienst. Want dan het jy so begin vat aan hoe om God te dien. Dis maar nog net redelik. Nog nie daar nie iets te staan. Maar wat is dit? Dat ek wat my gees en my siel, dat ek my liggaam stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Wat is 'n offer? It's something that I crucified and I put it on the fire. I offer myself unto Him as a living sacrifice. My body. Ek offer my liggaam aan God en sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil. Here, laat my liggaam, laat my lewe aan U 'n welgevallige offer wees. Dan sê die Here, dis 'n redelike godsdienst. Dis skerry. Here, maar ek het my hele liggaam afgelê, Heer, sê dis die begin. Dis 'n redelike godsdienst. Want jy is veronderstel om dit te doen. Jy is veronderstel om jou liggaam as 'n offer te gee aan God. Kolossense 2 vers 9 tot 12. Hy sê, want in hom, dat Jesus woon die volheid
van die goddelikheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. En wie julle ook besny is met 'n besnydenis, wat nie met die hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is. So as jy jou lewe verloor, sal jy dit wen. Waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode uit opgewek het. So ek het die volheid, maar dit het gekom op 'n plek waar die ou mens begrawe het deur die doop. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie 'n besluit gemaak het om Jesus te volg deur die doopwater nie, begin daaroor bid. It was not be a religious, moenie wees uit die religie uit nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is krag daarin, wanneer ek Jesus volg deur die doopwater, en ek my ou mens aflê, beteken dit dat na die doop, ek nie gaan sukkel nie, dit is waar ek elke dag myself moet kruisig. Elke dag gaan ek myself nog steeds moet kruisig, en sê, Here, nie ek nie, maar U in my lewe, maar ek het die volheid van hom, omdat ek wedergebore is as 'n kind van die Here. Ek is 'n seun en 'n dogter, is 'n seun en 'n dogter van die Here, omdat jy die ou mens en die sondige vlees laat afsterwe het. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet jy nie, dat die liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Dink bietjie net daaraan. Baie mense behoort aan die Here, want wie stel in kontrole? Ja, ek behoort aan die Here. Maar jy behoort ook nie aan jouself. Jy nie aan jouself behoort nie. Hoekom is jy in die Here? Praat vanmôre ernstig van ons soek meer van God. En die enigste manier om meer van hom te kry, is dat daar minder van my moet kom. Want as daar iets vir my is wat nog lewe, die duiwel gaan dit kakel en jy gaan sukkel en dit gaan 'n struikelblok wees in jou geestelike groei. Dit gaan elke keer as jy nader aan God wil kom, aan die vyand vir jou kom sê, ja, maar jy het net nog kwaad geraak, of ja, jy sukkel nog om met hierdie persoon te vergewe, en ja, jy sukkel nog met hierdie gedagte, hoe wil jy, en dan kom die skuldgevoel, en jy voel, Here, hoe kan ek sê, ek wil nader aan die Here kom, maar daar is 'n plek waar ek moet nader tot hom, maar hierdie nader is 'n total surrender, en sê, Here, kom in die plekke. Here, ek wil vanaf jou sê, baie van ons loop by kamertjies in ons lewe, wat ons toegesluit het, en ek wil nie daaroor praat nie, want dit maak seer, ek het dit mos agter my gesit, en ek dink nie meer daaroor nie, but you have never allowed God to come into that pain, you have never allowed God to come into that hurt, these places in your life that you did not surrender, and you cannot glorify God in those parts of your life, jy kan nog nie God verheerlik, en daar deel van jou lewe nie, want jy sit nog met seer, jy sit nog met onvergewingsgesinde, jy sit nog met stukkende van gister en eergister, en you wonder, hoekom kan ek nie die volheid van die blydskap hê nie, because there's parts in your life that you have not surrendered unto God. Praat ek diep vanmôre, ek praat nie vanmôre oor stywes in Manchester Field en Martin. Dit moes jou lang al geloos. I'm talking about yourself this morning. Have you already totally surrendered unto God? Maar ek het my lewe vir die Here gegee. Moet net nie daai persoon se naam voor my noem. Nee, jy leef absoluut nie. Ek wil net nie praat oor wat met my gebeur het as kind nie. Ek wil nie praat oor die seer en die teleurstellings van gister nie. Want dit is te seer. En nou bly dit daar. Elke keer wanneer iemand iets soortgelyks doen, jy struggle nie. En jy struggle nie.
because you have not surrendered totally. You're still living. There's still places in your life where God doesn't have control. Praat vanmôre baie dieper. En die Here sê, ek wil so graag hê dat jy my volheid moet hê. Ek wil so graag dieptes met jou deel. Ek wil so graag geheimenis met jou deel. But there's parts in your life that you have not surrendered unto me. And if you are willing to surrender this morning, your complete self, and you crucify yourself, you will have the fullness, or you will come to know the fullness of God that is already in you. But there's parts in your life that you have locked up and you have kept it closed, and God cannot enter into this place. Ek luister na getuienis van 'n pastoor waar die Here hom in 'n visioen vat en God wys sy hart asof hulle in 'n gebou stap en hy stap so deur saam met God deur hierdie soos 'n huis gebou met baie kamers en hulle begin by die voorvertrek en die Here sê mag ek hierdie vertrek kry. Hy sê ja Here, jy kan hierdie plek van my lewe kry. En hulle stap so in die gang af en hulle kom by die tweede deur. En die Here sê, mag ek hierdie deur oopmaak? Ja, Here, ek kan hierdie deur oopmaak. Ek kan hierdie deur van my lewe. God wys hom hierdie visioen in sy lewe. En in elke plek waar God inkom, is dit asof die lig inkom. Dit is asof daar nie lig aangeskakel was nie, dit is donker, en die oomblik as hulle die deur oopmaak en God kan inkom, dan kom die heerlikheid van God in die lig skyn. En dan stap hulle 'n bietjie verder in die gang af. En vra die Here, mag ek hierdie deur oopmaak? Sê ja, Here. En hulle slaap dan so op deur die hele huis, want hier agter in die gang is daar 'n stootkamer. Goed, wat het hom gebeur het as 'n jong seun, wat hy diep weggeberg het. En toe God so aan hierdie hendel vat en hy sê vir hom, soek jy my volheid en soek jy my heerlikheid, kan ek hierdie kamer kry? Sê jy, ek weet nie. Ja, ek wil, maar ek weet nie, of ek God kan nie, of die soveel seer, ek wil nie met oor hierdie goed praat nie. Ek wil nie meer deel nou nie. En God sê, jy wil nie, ek moet jou volheid hê. If there's one place, daar's 'n skrifgie wat sê, as die lig in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis? En God wil so graag hê dat jy sy volheid moet beleef. Dat jy al houding aan. God sê, hou vas. Jy praat baie spesifiek met spesifieke mense vanmôre, daar myself ingesluit. Jy sien, want ek sit op 'n tydjie, want ek het nie altyd 'n goeie selfbeeld. Partykeer wil God my gebruik in sekere situasies en dan stry ek met die Here. Ja, maar Here kan my nie gebruik nie. Here, want ek kan nie dit doen nie en ek kan nie dit doen because I have not surrendered. Because it's not my power, not my mind, but by His Holy Spirit. So dit is nie uit my vermoë uit nie. Dis nie uit my kennis uit nie. Dis nie uit my krag uit nie. Dis deur die Gees van God. But if I'm not going to allow the Holy Spirit to come in and do restoration in my life, there will always be a place that you're going to struggle to have the fullness of God. En God wil vanmôre mense losmaak in hierdie plek sodat jy God se volheid kan begin kry. Many of us struggle, we hold on to things which God said, I want to grow. Ek wil dit alles sê vanmôre. Hy sê dan in vers 20, want julle is dier, so julle behoort nie aan jouself nie, want julle is dier gekoop. Verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. Wie van ons kan sê dat I truly worship Him in my body and in my emotions? Ek kan my gees en maar en dan dit. Ek het niks probleem met my gees mens. Maar emosioneel val ek uit mekaar. En we struggle intuition, moet ek kom dan met my emosies ook, ja, kom dan met my vlees ook, want as ek in die vlees wandel ek deur die vlees, deur die krag van God, sodat ek sy naam kan verheerlik. Paulus skryf dit dan, wat ek nou doen ek, wat ek nou in die vlees doen ek deur die gees. So ek is nog in die vlees, ek is nog in die liggaam,
But I need to glorify Him. Not only in my spirit, man, but my life needs to be a well-pleased offering unto Him. And God said, if you want to experience His fullness, you need to die today. Wat is so? Dit wil dat julle ontmoet. Kan nie nou vanmôre in so 'n boek kom. Ek kan jy surrender vanmôre. Ek kan jy oorgee vanmôre. Ek kan jy op 'n plek kom waar ek kan sê ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy leef in my emosies, hy leef in my seer, daar waar ek seer was. Lord, you've taken over the pain. Maar waar unbelief is, Here, ontvat dit net vanmôre. Want het is nie lekker om my pakkie te dra nie. My klein pakkie raak swaar met my. Ja, gesien, jy kan 'n liter bloeddrank dra. En dan is hy nie so swaar nie. Maar loop 10 kilometer per dag. Jy sien hoe swaar daai 1 liter. Jy nader van die een hand af na die ander hand toe. Dan loop jy nog 'n bietjie verder met hom, kyk hoe swaar daai liter. Jy mag dalk met 'n wag van Here, dit is 'n klein ding. Ek het dit nog so beskryf. 'n klippie in jou stoel. So 'n klein klippietjie. Ek het net nog loop ek en ek voel die klip in die stoel. Ek so 'n klip in die stoel, so klein dingetjie kan maklik die krippel loop. En ek trek die stoel uit en ek steek die stoel uit en trek hom aan. En ek loop so en voel dit beter. En net op die voel ek my dink is nog wat. Ek irriteer jou so, jy kry nie normaal geloop. Trek weer die stoel uit, skit hom uit, trek hom aan. Die klip, dis so die ding binne die kous. In jou stoel. Dus ek die kous moet uittrek. Ek moes die probleem begin soek. Ek soek nie hierdie dingetjie. So 'n klein dingetjie maklik. Jy vir 'n rukkie oor daai kan loop, en daarna begin dit irritasie. En dit begin seer. En jy mag daar vanmôre dink, maar dit is so 'n klein ding. Maar net dit net daaroor praat. Many of us struggle because we are keeping things. Dag, ek sal dit self uitsorteer. Ek sal dit op my manier, sal ek deal met dit. Wat het jou gebring? There's only one that can heal. There's only one that can deliver. There's only one that can set free. His name is Jesus. Maar hy staan ook met die deur in my klop. Sê, maar ek het hom ingelaat, daar is 'n kamer in jou lewe waar hy staan en klop. En sê, I want complete control in your life. So that you can experience freedom. So that jy kan kom op 'n plek waar jy kan joy. Efesiërs 3 vers 17 wil ek uit die Amplified lees. En dit is my gebed vir jou vanmôre. Hierdie skrif is my gebed vir jou vanmôre. En ek gaan dit stadig lees, want I speak English very much deliciously from the age of twice. So ek is baie goed met Engels altyd. Maar die Engels, dit is maar net die mooie manier om goed te beskryf. Baie meer romanties as Afrikaans. Nee, my liefie. Engels. Efesiërs 3 vanaf vers 17 tot vers 21. May Christ, through your faith, actually dwell, settle down, abide, and make His permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all these saints, God's devoted people, the experience of that love. What is the breadth and the length and the height and the depth of it? That you may really come to know
practically through experience for yourself the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled throughout your whole being unto all the fullness of God, that you may have the richest measure of the divine pleasure and become a body wholly full and flooded with God Himself, who to Him, now to Him, who by consequence of the action of His power that it is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly far above and over and above all that we dare to ask and think, infinitely beyond our highest praise, desires and thoughts and hopes and dreams. To Him be the glory in the church and in Christ throughout all generations forever and ever. Hierdie is so mooi, dat hy bid dat ons liggaam sal word, wat so gevul moet wees, maar vir my om te gevul moet ek die krag hê om te kan verstaan die volheid van sy krag, van sy heerlikheid, so that I can become flooded with His presence. I need knowledge to understand what He wants to do in my life. I need this knowledge en te verstaan dat vers wat jy vanmôre vir hom kan vra, kan hy vir jou doen wat gebore is uit 'n plek waar ek knowledge het van sy liefde vir my, en omdat ek dit verstaan, gee ek 'n total surrender. Say, Lord, I know how much you love me, so I surrender so that I can become totally flooded with your presence, and so that I might have power to understand wat dat ek kan verstaan wat U vir my wil doen. En as jy vanmôre kan verstaan hoe God jou wil heel maak, as jy vanmôre kan verstaan hoe God jou wil vrymaak, as jy vanmôre verstaan hoe God bekend is met die seer waarmee jy loop, en dat hy vanmôre jou wil vrymaak, sodat jy kan vryheid hê in daardie deel van jou lewe ook, because the devil will keep you in bondage in certain areas of your life, and God said, I came to set you free completely, but I want you to allow my Holy Spirit into the broken pieces of your life this morning, so that you can have restoration in those parts, so that you can experience my fullness in your whole life completely this morning. And for more of you say, God say, I want you to surrender, I want you to give over. Ek wil hê jy moet daai seer, daai verwerping, wat ek sukkel mense, die kom die vyand sê, ja man, jy het nog gesê, vergewe my, of voel jy nog so? These things. Kyk eens wat die vyand vir jou sê, jy het oorgegee, of jy sal dit nie het oorgegee, dan sal van jy nie oorgegee. Want ek voel dan nog hierdie gevoel, want dis hoekom ek myself elke dag moet kruisig. Dus daai feeling wil terugkom sien, nie my wil nie, maar jy wil. So, ek moet hierdie lichaam elke dag doodmaak, hierdie lichaam gaan met die vyandse inspraak wees, maar jy dan nou nie verlossing gekry nie, want jy voel dan nog bietjie so. I'm pushing for Him this part of my life, Lord, so that I can understand your will in this part of my life. En baie keer kom die vyand, sê, maar jy nou vergewe, hoekom voel jy nog so? En sê, bly so. Here, ek maak myself dood en baie. I crucify me for your power this morning. That ideal van my, I'm not going to allow the devil in that part anymore. Maar die oomblik wanneer ons sien ons geprentjies. Hier almal. Maar luister na 'n pastoor in hierdie week na 'n getuienis oor ding, en ek het dit nog nooit gesien. Ek weet ek sien my prentjies. Ek sê ou dit veral as dit negatief is. Wel as ek nou gehoor het, Koos en Sunny like my nie, dan sien ek die rolprent hoe hulle fisies teenoor mekaar dit sê. Jy sien mos, hoe skinder hulle van hulle. Jy sien aan julle prentjie. Ons brein is gemaak to visualize. Ons brein is gemaak to be created to visualize. Hoeveel keer visualize ek God se woord?
Welgeluksalig is hy, wat nie sit in die kring van die skop is, van wat ek baie in die week van Here, en hy dink dit dag en nacht. En toe wat hierdie woord besef ek, Here, ek kyk net die negatieve rondleef. Hoeveel keer het jy al God se woord gevat en dit begin visualiseer? Ek am more than a conqueror. Wanneer laas het jy jouself gesien as meer as 'n conqueror? Because our brains have been created to visualize. But the devil has had it reg that we don't visualize God's word anymore. We only see the negative, but we can never see the positive. And if you can come to a place where you start visualizing God's word in your life, en jy begin opgeronde raak oor hierdie beeld waar jy sien, al gaan ek deur die vuur, ek sal geen onheil vrees nie, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, en ek sien hoe loop ek deur die doodskade weer, en ek sien hoe die 1000 aan die een kant vlug, en 10,000 aan die ander kant vlug. Wanneer was die laaste keer wat jy gevisualiseer het, hoe jy sonder pyn rondloop, en hoe die Here jou genees het? Wanneer was die laaste keer wat jy opgewonde geraak het oor die geneesende krag van God? Wanneer was die laaste keer wat jy gevisualiseer het hoe God jou kinders uit slawerny uithaal? Wanneer was die laaste keer wat jy gevisualiseer het dat God jou huwelik herstel? Wanneer was die laaste keer wat jy gevisualiseer het? Ek wil vanmôre vir jou sê, there is places even in our minds that God doesn't have control, because we are ons het hierdie plek waar die rolprentjies speel, behoort nog aan my carnal mind, and God said that we need to be renewed in the inner man and in the spirit of my mind. En God sê maar vanmôre dat ek geen woord vanmôre en die begin te visualize. Toe hy dit sê, toe besef ek my eie lewe, ek ken God se woord en ek luister na wat ek nie visualize nie. Waar was ek miskien manifesteer oor iets? Ek dink my, wow, Here, ek moet my brein retrain. Ek moet my brein leer om te sien wat God sê. Ek moet myself leer om te visualize hoe God my herstel. Wanneer was die laaste keer dat jy opgewonde geraak het oor jou toekoms in die Here? Wanneer was die laaste keer wat jy jouself gesien het jy lag? Many of our baie mense, jy kan net lag as iemand 'n grapie vertel. Jy lag nie meer spontaan nie. Hoeveel van ons wil graag jy net die joy van God. En wanneer laas het jy jouself gevisualiseer vir die troon van God en jy begin met lag? When was the last time that you allowed God into places? So Lord, dat is so eenvoudig. Ek het die woord vanmôre gebring. Soos Here, dit het my hart gelê. Die Here sê vanmôre, ek wil so graag jou leer van my stoel. I want you to experience more of my presence. But you're not allowing my presence in all the parts of your life. Wil jy nie vanmôre saam met my op jou voete staan en vanmôre sê, Here, ek surrender vanmôre, ek wil meer van God hê vanmôre. As dit beteken, Here, dat jy deur afskop in my lewe, skop jy deur af. As dit beteken, Here, dat jy moet bietjie kom krap in my binnekant waar ek nie gekrap word en Lord, please come. Because I want to experience your joy and your presence in that place of my life also. Here, ek ervaar, Here, hierdie deel van my lewe en daai deel van my lewe en daar by deze place, Lord, where I'm still struggling to experience your presence. Sien iemand wat vanmôre het alles oorgesluit, wat vanmôre jou hand wil opsteek en sê, Here, daar's 'n deel in my lewe waar ek sukkel om u teenwoordigheid te ervaar. Daar's 'n deel van my wat stikkend is, Here, wat ek steek jou hand net vanmôre en sê, Here, kom in my gebrokenheid in, of vat vanmôre oor in elke deel van my lewe. Maar sy Here is besig om dit te doen. God is besig om deure af te sluit. Dankie, Here Jesus. Dankie dat die Gees inkom
maak hulle weer oop. Just allow the Holy Spirit to come. Jy het dit so lang gedra. Jy het so lang gedra. Van mense wat die voorkoms van die sal reeds mense wat uitgekom het. Kom gee oor vanmorgen aan die Heer. Vra dat die orkest en afloop te sal kom.